Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van God die Vader en Christus Jesus ons Verlosser. Amen. Liewe Here, en so beaam ons net opnuut in ons gebed, wat ons gesing het van ons menslikheid, en dit juis in geloofsbelydenis. Ons twyfel, ons menslikheid, ons nie weet nie. Here, ons wat nie eers bietjie weet nie. Vader, maar dankie dat ons in eerlikheid soos ons as mens is voor U troon van genade kan kom en U ons nader trek. Ja, Here, waar ons saam bely het in hierdie lewe, voel dit soms of U ver is. Ja, Here, U woord getuig en gee ons die versekering, U is nie ver nie. Maar Here, soms voel U ver. Dankie Here dat ons in daardie eerlikheid as kinders na U toe kan kom. En ook so ons geloof kan bely. Here, dat ons losmaak van die kwaad, baie dinge wat ons gedagtes gevange hou, waar ons nie ten volle hier teenwoordig is nie. Bid ons dat dit wat skeiding bring, Here, dat U deur die Gees vir ons insig sal gee en leiding, waar ons ook nou uit die woord uit gaan lees. En in stilte, Here, dat ons sal luister, want ons weet, so spreek U, juis daar, in fluistering van windstiltes. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus, Matteus 27, lees ons daar verse 11 tot 14. In my Bybel, vir die wat saam wil lees, is dit op bladsy 44 van die Nuwe Testament, Matteus 27, verse 11 tot 14, enkele verse wat ons saam gaan lees, gedeelte wat baie passend is vir die lydingstyd, veral om hierdie tema van stilte. Jesus voor Pilatus is die opskrif. Jesus is voor die gouverneur gebring en die vra hom, is jy die koning van die Jode? Jesus antwoord, dit is soos hy sê. Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor jy nie waarvan hulle jou so alles beskuldig nie? Maar Jesus het hom op geen enkele woord 'n antwoord gegee nie, sodat die gouverneur baie verbaas was. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dis die woord van die Here. Gelukkig is ons as ons hierdie woorde kan hoor, maar meer gelukkig ons wat dit kan doen en ook daarvolgens kan lewe. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, min dinge in ons geloofslewe wat ons geloof so toets, soos God se stilte. Jy bid, jy vra, jy pleit, maar jy kry nie 'n antwoord nie. Daar's geen teken nie. 'n Stilte. Ek dink sekerlik elkeen van ons het al deur daardie gevoel gegaan. En dit maak dan dit ook nie uniek tot jou as mens nie. Die mensdom oor eeue heen het met hierdie vraag geworstel. Here, dit voel vir my asof U dan ver is. Of Here, dit voel vir my
asof ek U nie hoor nie. Here, hoekom sê U dan niks nie? Ironies genoeg, geliefdes, sien ons presies in hierdie skriflesing iets daarvan, in Jesus se laaste ure, hierdie tema van sweye, stilte, niks te sê nie. Wanneer Christus daar voor die Romeinse offisier staan, skuldeloos, vals beskuldig, op pad na die kruis toe, dan sou jy dink, hy sou iets daarvan sê. Maar dit is merkwaardig. Die merkwaardigheid lê eintlik in dit wat jy nie so seer raak lees nie. Dis in die minwoorde. Dis nie in die geraas nie, is in die stilte wat jy moet raak lees, is Christus se sweye. Hy sê amper niks nie. Ons lees, toe hy deur die owerpriesters en die familiehoofde beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie? Maar hy het hom op geen enkele aanklag geantwoord nie, sodat die gouverneur baie verbaas was. So aard dat Pontius Pilatus verbaas is, hy wat al baie verhore aangehoor het, en soos hy dit sou aanhoor as iemand beskuldig is, die beskuldigde altyd, hy sê iets, hy praat, want hier word ek dalk nou vals beskuldig, en ongeregtigheid moet mos nou gesê word vir wat dit is. 'n Saak moet reggestel word. Christus doen dit nie. En hy's verbaas, lees ons in die teks. Want hoekom doen hierdie man dit? Want sy sweye is nou dit wat hom na die kruis toe gaan bring. Dis hierdie oomblik wat jy nou moet praat, dis nie nou die oomblik vir stil bly nie. Geliefdes, op hierdie stadium behoort daar in die teks vir jou 'n paar vrae te wees. Byvoorbeeld, hoekom bly Jesus stil? Hoekom dan nou hierdie sweye? En dan nou vir ons spesifiek ook met die lees hiervan, wat beteken hierdie stilte? En wat sê hierdie stilte vir ons oor God? God wat stil bly, want dit is Christus wat stil bly. Maar dan ook verder, wat sê stilte ook vir ons wanneer ons antwoorde wil hê van die Here? En ons nie weet nie, Here, en ons hoekom, Here, en ons waarom, Here, en jy beantwoord word met stilte. Ek dink hierdie gedeelte spreek nogals baie daartoe. Nou geliefdes, om dalk iets van die krag van hierdie tema van stilte te verstaan, moet ons ook begryp die historiese agtergrond vir wat homself hier afspeel. En dit is 'n verhoor. Hoe 'n verhoor gewerk het in die Romeinse wêreld is ook maar nie veel anders hoe dit in ons eie regspraak, wat die Romeins-Hollandse reg is nie, is jy word aangekla en die beskuldigde moet hom of haarself verdedig. Goed, in die Bybelse tyd sou dit gewoonlik maar net die man gewees het. Jy moes jouself verdedig. En vroeër jare, dink jy dit word meer vandag as 'n vakwetenskap op sy eie geag nie, maar vroeër jare was die kuns van retoriek 'n wetenskap gewees. Die retoriek. Jy moet kan argumenteer, jy moet kan redeneer oor enige spesifieke saak. Dit is 'n vakwetenskap. In die Bybelse tyd, in hierdie milieu veral, die retoriek, om te kan argumenteer, om te kan redeneer, was krities belangrik. Want hier is jy 'n beskuldigde en mense sê sekere goed van jou, en jy moet 'n antwoord kan bied vir hierdie regter. Dit is ook nie veel anders as ons dag en tyd nie. Ons sal, as jy beskuldigde is, sal jy dalk in ons dag en tyd 'n advokaat of 'n prokureur aanstel en die persoon sal namens jou optree, maar dieselfde word gebruik, retoriek. Hierdie persoon moet kan argumenteer, hierdie persoon moet kan redeneer tot 'n gunstige uitslag vir jou. Groot verskil in die Bybelse tyd het jy nie sommer iemand gehad soos wat jy nou 'n advokaat of 'n prokureur sou gehad het nie, jy moes dit self doen. Die belangrike, geliefdes, is
is, as jy dan nou argumenteer en redeneer, as jy gebruik maak van hierdie vakdissipline retoriek, dan moet jy kan praat. En jy moet kan praat wanneer dit van jou verwag word om te praat. Op daai stadium, as dit verwag word van jou om te praat, is dit nie die tyd om stil te bly nie. Dis nie in jou guns, as dit op daardie oomblik kom, dat jy sal stil bly nie. Ons sien iets hiervan. Maar die oorspronklike teks, eintlik meer as die Afrikaans, gee dit beter weer. Dis nie net gewone geval van Jesus wat nie iets wou sê nie. Die oorspronklike Grieks wil eintlik dit weergee dat Christus, en ek dink daar is 'n klemverskywing tog, hy het geweier om iets te sê. Hierdie druk die hele tyd, praat nou, sê nou iets, en hy weier volstrek, ek gaan nie myself verdedig in hierdie saak nie. Maak eintlik mense vraagtekens groter, want hoekom dan hierdie volstrekte weiering? Dis nie net, ek wil nie nou iets sê nie, maar ek probeer dit so ver moontlik vermy. Geliefdes, hierdie stilte van Christus was nie toevallig nie. Trouwens, daar is 'n profesie wat verwys na hierdie stilte van die Messias, van die lydende knegg. Lees ons in Jesaja 53 vers 7 die volgende, so ook ons fotum van vanoggend gewees, hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is, as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. 'n Aangrypende beeld hier van 'n lam wat stil bly voor die skeerder. Ek moet dit dalk nog beleef, ek het dit nog nie gesien nie. Ek glo die teks, die boere sal dalk beter weet, dat 'n lam dan nou sal stil bly. Ek kan dit amper nie dink nie, maar dit moet seker so wees. Verwysend dat om Christus hier met 'n lam te verwys, die paaslam, en hierdie mate van hierdie sterk tema van soeye, stil wees. Stil voor die skeerder. Geliefdes, vir die eerste Christene was dit baie duidelik geweest dat hierdie soeye van Christus, hierdie stil wees, het verwys na hierdie profesie, en hoe Christus dit vervul het. Een en elke profesie van die Ou Testament. Maar baie belangrike klemtoon, geliefdes, kom vir ons hier na vore, veral as ons net oppervlakkig oorweeg stilte. Sien ons nogals hier iets raak, stilte is nie 'n swakheid nie. Ons het nogals in ons dag en tyd, wil ons sterkte gelykstel aan praat, redeneer, sê jou sê. Maar hier sien ons eintlik die teenoorgestelde. Stilte is nie 'n swakheid nie. En dit gaan in hierdie sin nie om 'n argument te wen vir Christus nie, maar selfopofferende gehoorsaamheid. Sy gehoorsaamheid wat hom gedryf het om stil te wees. Want jy kan jouself indink, as Christus aan die praat sou gaan op daai oomblik, sal dit so duidelik blyk hoe skuldig die mensdom is. Maar hy kies stilte. Gehoorsaamheid. Ons leef, geliefdes, in 'n tyd van geraas. Ons leef in 'n tyd van argumenteer, van redeneer. Raas nie net daar buite nie, maar ook in mense eie gedagtes. Van mense wat die laaste woord wil inkry. Teenoor dit wys Jesus 'n ander soort merkwaardigheid, en dit is die van stilte. Dit is 'n ander soort krag. Dit is nie iets wat jy eintlik sou verwag nie. Soeye. Die stilte van Christus, geliefdes, wat in effek sê, ek het nie nodig om my te verdedig op hierdie vals aanklagte nie. My Vader ken die waarheid. Kan hoor hierdie geloofsekerheid van Christus. En dit, terwyl ons hierdie twee kontraste, ek dink grootliks twee kontraste bespeer. Die eerste kontras as 'n merkwaardigheid is waar Christus hier stil bly, maar as jy enige gedeelte vooruit lees waar Jesus wel praat en waar hy wel doen,
dan praat hy met gesag. En as hy wonderwerke doen, dan doen hy dit met gesag. En hier praat en doen Christus nie iets nie. Die antwoord is stilte, maar ek sal sê, dit is nog steeds met gesag. Die Here wat ook as stilte gesag gebruik, nie geraas nie. Diepe vertroue. En dan die tweede ironie, wat eintlik voor die hand liggend is Christus as die beskuldigde. God dan nou in die beskuldigde bank. Die mensdom wat vir God beskuldig. En sy antwoord is stilte. Ek dink die Here het baie antwoorde gehad. En wat ons weet van hoe onregverdig daardie verhoor was, sou ek as mens in toornigheid wil antwoord, om te verswelg hierdie onregverdige geslag van goed wat hulle sê Christus gedoen het, wat hy nooit gedoen het nie. En hy sou dit sekerlik kon sê, wys, demonstreer. Maar hy doen dit nie. Hy bly stil. Mensdom plaas vir God op verhoor in die beskuldigde bank. God antwoord in stilte. Nog steeds eintlik by ons vraagteken hoekom die Here dit doen. Geliefdes, die antwoord daarop is dis nie om hierdie verhoor te wen nie. Sy doel was nie om daardie verhoor te moet wen nie. Sy doel was om die wêreld te red. En sou Jesus sy woorde gebruik, die retoriek, argumenteer, redeneer met hulle, dink jou in, dan sou daar nie 'n kruis gewees het nie. Dan sou daar nie sprake van verlossing gewees het nie. Want dit sou duidelik blyk hoe onregverdig Christus behandel word. En daarom hierdie antwoord in gehoorsame stilte kan ons dit noem. Dit is egter nog 'n dimensie van Jesus se stilte, wat veral in die antieke wêreld, maar ek wil my verstout om te sê, dit is ook waar vir ons dag en tyd as wysheid. In die antieke wêreld was dit, as iemand jou beskuldig en jy antwoord daarop met stilte, met swye, dan was dit eintlik 'n teken van jou onskuld gewees. Van waardigheid. Amper so asof jy sê, hierdie situasie waarin ek nou vals beskuldig word, ek gaan nie 'n antwoord hierop bied nie, want die situasie is dit nie waardig nie. Ek dink ons almal kry al 'n gevoel van, dat dit ook deels Christus se antwoord was. Die vals beskuldigings is nie 'n antwoord waardig nie. Christus gaan nie op daardie vlak daal nie. Natuurlik tot sy nadeel, dat dit vir hom gelei tot die kruis, maar tot die mense voordeel. Maar so is dit ook waar, geliefdes, 'n skuldige persoon, so wys die sielkunde ook uit, gebruik baie woorde om uit 'n verknorsing te kom. Onskuldige persoon het nie baie woorde nodig nie. Min woorde. Stilte. Dis dalk waarna die prediker in Prediker 3 vers 7 bes moontlik kon verwys. Ek dink daar's ander teologiese intensies ook, maar as ons na Prediker kyk, as hy praat van, daar is 'n tyd om te praat en daar is 'n tyd om stil te bly. Gee dit vir ons nogals insig tot hierdie vraagstelling van swye en stilte. Daar's 'n tyd om jou sê te sê, maar daar's ook 'n tyd wat jy moet weet wanneer dit nou by stil bly moet kom. En hier beweeg mens, met dit gesê, geliefdes, eintlik nader aan die huis, nader aan ons eie harte. In ons geloofslewe ook, in ons gebede, hy vraagstelling, maar die tye, Here, wat dit vir my voel, asof U dan stil is. Dalk beleef jy gesondheidsprobleme en jy bid vir genesing, en daar is geen antwoord nie. Of jy bid vir leiding in welke aspek in jou lewing en daar is nie 'n antwoord nie. Daar is net onsekerheid. Of vir verandering en dit gebeur nie.
En wat doen ons daarmee? Ons interpreteer daardie skynbare stilte van God as God se afwesigheid. As die Here wat nie naby my is nie. En vul dit ons met twyfel. Soos vroeër gesê, geliefdes, is dit maar 'n baie menslike ding. Psalmboek is vol daarvan. Hierdie hulpkrete, hierdie uitroepe na die Here. Here, waarom swyg U? Antwoord my tog. Trouwens, Christus aan die kruis het ook hierdie woorde geuiter. My God, waarom het U my verlaat? Geliefdes, die stilte van God beteken egter nie God se afwesigheid nie. Soos ons in hierdie verhaal gesien het, is daar juis potensiaal in hierdie stilte. God wat juis gewerk het in en deur daardie stilte. God wat besig was in daardie stilte. Stilte. En op daardie stadium het daardie stilte na 'n nederlaag gelyk. Dit het na 'n verloor gelyk. En ons lees te vinnig oor daardie stilte. Juist omdat jy nie noodwendig soveel aandag daaraan gee nie, want mense aandag word afgelei deur al die ander besig wees in die teks. Maar daai stilte was krities belangrik. Daardie stilte is die motoriese moment vir die kruis, die graf, die opstanding. En geliefdes, kyk ons net terug in die Bybel, is daar menigte verhale van God se swye, God wat stil gebly het en die persoon met sy versigtinge wat gevra het vir jare dalk al, Here, wanneer gebeur dit? Abraham, Josef in die tronk, Dawid wat jarelang wag om koning te word. Hy hoor van die belofte, maar dit gebeur nie dadelik nie. Of Israel wat 400 jaar lank vir 'n profeet wag. Geliefdes, daardie wagtyd, daardie stilte van God, is nie 'n verlore tyd nie. Is juis waar God werksaam is. En ek dink hier kom dit in. Wanneer ons iets insien, wanneer ons iets verstaan, dan dink ons werk God. Of dan nou kom ek beskryf het in die teenoorgestelde, wanneer ons dalk iets nie verstaan nie, wanneer ons nie iets insien nie, wanneer ons vra het oor iets, dan is ons afleiding, maar God kan nie moontlik hierin werksaam wees nie. Dit is 'n fout wat ons maak. God se teenwoordigheid hang nie af daarvan dat ons 'n situasie moet verstaan, kan klein kry, 'n greep daarop het nie. En ons vertroue, geliefdes, in God, ook nie in ons sien en verstaan nie. En God is nie eers handelend as ons dit kan insien en verstaan nie. God dank dat hy nie dit doen nie. Want ons weet nie alles van alles nie. Ons weet nie eers bietjie van alles nie. Maar die Here bly werk. Geliefdes, uit hierdie voorbeeld van Christus sien ons 'n baie praktiese voorbeeld ook, dink ek, vir ons dag tot dag lewe, wat eweneens van groot wysheid spreek, veral waar mens met mense omgaan. En iewers sou dit al in jou lewe gebeur het, en as dit nog nie gebeur het nie, gaan dit gebeur, kinders, is dat jy jouself nie altyd hoef te verdedig nie. Ons kultuur sê en mens word so groot gemaak om te praat. En hier is dit belangrik om die prediker se balans raak te sien wanneer hy sê, daar is 'n tyd vir praat, maar daar is ook 'n tyd vir stil bly. Ek dink ons fokus moet meer op die stil bly wees, want ons kan praat. Ons hoef nie aan te leer om te praat nie, dis nie waar ons aanleer kort nie, ons aanleer kort by die stil word. En daarom dan, dat ek liewers fokus daarop wil plaas. Soos Christus wat weet, my identiteit is in God. My vertroue is in God.
God weet. Stilte. Geliefdes, toe Jesus stil was, het dit gelyk of alles op daardie stadium verkeerd loop. Dis die oomblik waar God se reddingsplan eintlik tot volle werking begin kom. So stilte is 'n vorm van geloof. Ek sê, Here, my lewe is in U hande. Of mense sê dit van my of van ons, maar ek weet dit is nie so nie. My lewe is in U hande. Kan hoor hoe baie prakties dit is vir mense lewe. Van Christus wat nie praat nie, nie argumenteer nie, nie redeneer nie, homself nie verdedig nie, wat stil die pad na die kruis stap. Want hy het meer gesien. Verlossing van die wêreld. En geliefdes, daarom om hierdie tema van stilte, is die oproep vir ons ook, is vertrou vir God in sy stilte. Waar jy dalk voel, ek het nie nou my antwoord nie, en ek lewe rigtingloos. Dis nie God se afwesigheid nie. Dis wel die Here se stilte, maar mag jy insien, hoe die Here juis werk in stiltes. Profeet het eeue vroeër voorspel, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, het hy nie gekla nie. Ons ken die res van die verhaal. Ons weet wat het hierdie stilte op uitgeloop, op hierdie triomfanklike opstanding, waar stilte ook gebreek word, waar reg tot die einde van die dag spreek. Maar stilte. Selfs wanneer ons sy stem nie hoor nie, bly vertrou. En so sal jy vind, dis dalk juis in daardie fluistering van die windstilte, wat God die duidelikste praat. Groot vraag is eintlik, luister jy? Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons in hierdie verhaal wat ons so geneig is om vinnig oor te lees, omdat dit 'n besige verhaal is met baie ongeregtigheid, dat ons die stiltes mislees, die punte. Here, sien ons in daardie stilte en U soeye, iets wat ons kan huis toe vat vir onsself. Ja, Here, U ken ons gebede, U ken ons versigtinge, ons pleitinge. Here, ook in tye waar ons sou voel, U gee nie 'n antwoord of duidelike rigting nie. Help ons, Here, om dit nie te vertaal as U afwesigheid nie. Maar dis juis U groot werking en in ons voorbereiding, want U bly werk. Here, dit gee ons hoop in ons stilte. Die woord sê dit. Here, dat ons dit sal uitleef en in hierdie lydingstyd, dat ons attent sal wees op die stil oomblikke, waar ons stadiger beweeg, stil word. Ja, Here, ons is so geneig as mense om te wil praat en ons aandag word afgelei deur geraas, daar buite maar ook in ons geloofslewe, dat ons, wanneer U praat in die stilte, mis. Ons bely dit voor U, Here, maar bid dat U ons sal lei om te wys, te leer hoe om stil te word, bewustelik te lewe, in eenvoud. Here, dankie dat U praat, ook in die stiltes. Daarom is ons stil en ons weet, U is ons Heer.
Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle ten volle vervul word met die volheid van God. Amen.